Goeiemôre en weer eens baie welkom hier saam met ons by ons oggendoordenkings tyd saam. Ons is nou al 'n lekkere hele week besig met praktiese beginsels as dit kom by hoe om jou drome uit te leef. En ek hierdie goed excite my en maak my so opgewonde. Dit challenge my vir my eie verskonings en redenasies om nie te doen wat ek moet doen nie. So ek groei saam met jou. Dis nie net 'n one-way traffic nie. Ek is saam met jou in dit. Vandag se skrif, Eksodus 3 vers 11, is waar Moses verskonings maak. Hoekom kan hy nie die volk uit Egipte lei nie? Hoor hierdie woorde. Maar wie is ek dan om voor Farao te verskyn? Het Moses vir God gevra. Hoe kan u dit van my verwag om die Israeliete uit Egipte weg te lei? En dan begin hy, ek kan nie praat nie, en ek het 'n ou doodgemaak, en die Farao soek my, en die Israeliete hou nie van my nie, en ek ken al die verskoningsmense, jy ken hulle ook, nee. Enigiets wat die Here vir ons sê, het ons 'n ja maar antwoord, nee. Kom ons wees eerlik. Ja maar ek het dit, ja maar my ouers, ja maar die dorp wanneer ek bly. Nou, weet jy, ek kom uit Boksburg uit, jy kan nie uit 'n erger dorp uitkom nie, wat jou verskoning, jy weet, so, ons het ja maars, en ons het ja maar dit, en ja, wat is jou verskoning? Hoekom leef jy nie jou droom nie? Hoekom gaan jy nie voluit vir dit wat God vir jou wil hê nie? Ek weet jou, daar's 'n verskoning agter dit. Daar's 'n goeie rede. Mense dink, maak sin. Ja, jy hakkel. Jy het moord gepleeg. Ja, dis 'n goeie rede. Vir God is dit nie 'n goeie rede nie. Want God se krag, God se genade, God se liefde, God se drome, God se planne gebruik daai ondervinding. Laat 'n sinnetjie, né? Moses vlug, waar vlug hy? Vlug deur die woestyn. Hy's daar 40 jaar, leer goed hoe om te oorleef in die woestyn, wat om te doen, hoe om te leef, al die goed. Wat doen hy vir Israel? Hy vat hulle 40 jaar deur die woestyn. Presies wat hy gedink het teen hom tel, is presies wat God gebruik om hom as leier te maak. Mens moet nooit God se wysheid onderskat nie. Moet nooit God se planne onderskat nie. Jou verskonings is nie goeie verskonings nie. Raak ontslae daarvan, raak gehoorsaam, doen wat die Here sê jy moet doen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir die liefde en die genade, die geduld, Here. Hoe jy oor en oor ons terugroep, hoe jy oor en oor met Moses gepraat het, hoe jy oor en oor met Paulus gepraat het, met Dawid gepraat het, met elke volgeling van u gepraat het, totdat jy hulle gekry het om te doen wat u wil hê hulle moet doen. En nou pleit ek, Here, moenie ons los in ons verskonings nie. Moenie ons los met al ons redenasies nie. Moenie ons los in al ons vrese nie. Here, ruk ons uit. Laat ons doen wat u wil hê ons moet doen. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie, liewe vriende. Sien jou Sondag by al ons eredienste. Volg dit en ons groei saam in die wil van die Here. Die Here seën jou. Sien jou weer. Trots geborg deur Evergreen Turf.